Goeienaand geliefdes en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. Dit is my voorreg om vanaand voort te gaan in hierdie Bybelstudie en ek is baie opgewonde om dit met u te deel. Soos jy daar op die skerm kan sien, gaan ons 'n baie interessante onderwerp vanaand hanteer en dit is altyd vir my lekker om hierdie onderwerpe saam met u deur te gaan en dan so ook die eer aan die Here te bring. Kom ons begin hierdie Bybelstudie net op die regte manier. Dan sluit ons die oë en ons bid saam. Vader, hoe ongelooflik groot is die genade nie oor ons lewens nie. U is van die begin af tot aan die einde altyd met ons. U lei ons, U help ons om te verstaan. Here, U maak dit vir ons moontlik om met U 'n verhouding te hê deurdat U met ons praat deur die skrif. Ons sal die diepte van hierdie woorde nooit kan verstaan nie. Ons sal nooit kan begryp wat U ten volle vir ons te sê het nie. Maar die Gees kom openbaar genoeg vir ons sodat die kind van God volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk, sodat ons met U kan in 'n verhouding tree, sodat ons U kan ken, sodat ons deur die kennis van God getransformeer kan word in mense wat U wese weerspieël. Dankie Here dat U ons nie vergeet het nie, maar dankie dat U vir ons ongelooflike genade het, genade wat alle verstand te bowe gaan. Genade wat aan U die eer en die aanbidding bring. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Wees dan nou vanaand so, saam met my en elke ander een wat in hierdie Bybelstudie gaan deelneem, en word U natuurlik verheerlik, Vader, tot in die uiterste toe, want U is dit waardig. Amen. Nou ja, vanaand gaan ons praat oor die heilige drie-eenheid, en die rede waarom ons daaroor gaan gesels is natuurlik oor die twee teksversies wat ons vanaand gaan bespreek daar uit die brief van 1 Johannes uit. Ons kyk natuurlik na 1 Johannes 5 vers 7 en 8 en ek wil dit graag vir u voorhou. Daar staan: want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Nou moet ek vir u inlig oor 'n gedagte wat ons in hierdie gedeelte kry, en as ek dit nie doen nie, dan sal dit nie baie regverdig wees nie, hoewel ek weet dat dit wat ek nou gaan sê vir party mense baie ontstellend en verwarrend is, en ek kan absoluut verstaan hoekom ons dit sal doen. Ons is baie geneig om die Bybel wat ons het ten volle te vertrou, en dit is baie, baie goed so. Maar wat ons moet verstaan, is dat die vertaling van die Bybel nie die woord van God is nie. Die oorspronklike woorde, wat oorspronklik geskryf is in die oorspronklike taal, daardie woorde is die woord van God. Ons het ons beste gedoen as mense om hierdie woord van God dan nou op 'n manier te vertaal en dit oor te dra aan die alledaagse mens, sodat elke mens toegang het tot die kosbare waarhede wat die Here vir ons gegee het. Dit het ongelukkig veroorsaak dat baie van die dieper dingetjies en baie van die betekenis van woorde so klein bietjie verlore gegaan het, soos wat die vertalings vertaal is en partykeer weer oorvertaal is. Baie keer het daar menslike foutjies ingesluip, en dis hoekom predikante opgelei word in die oorspronklike tale, sodat predikante vir hulle mense kan leer van die oorspronklike woorde, van die oorspronklike taal en van die oorspronklike manuskripte. Nou die rede waarom ek vir ons dit inlei, is omdat 1 Johannes 5 vers 7, een van daardie versies is, wat onder geweldige bespreking was in die vroeë kerkgeskiedenis en selfs vandag nog. Baie mense meen dat hierdie vers 7, nie in die oorspronklike manuskripte was nie. Hulle glo dat hierdie vers later eers in ons Bybel ingevoeg is. En nou kan 'n mens dink, o wee, hoe kon die Here dit toelaat? Waarom is hierdie vers dan in die Bybel? Kan ek dan enige ander vers in die Bybel vertrou? En ek wil die baie gerus stel. Hierdie is een van bitter min verse. Ek weet van 'n ander een wat so 'n bietjie onder bespreking is, maar hierdie is een van bitter min verse wat ons kan sien, daar is dalk 'n argument dat dit nie in die oorspronklike tale was nie. Maar die Here is vir ons so getrou. En dit wat vir ons binne in hierdie vers geskrywe staan, word op vele plekke in die skrif baie duidelik vir ons geleer. So nou wil ek amper sê, as dit nou so is dat hierdie vers in die Bybel ingevoeg is as 'n kommentaarstukkie, dan kan ons sê,
loof die Here, dit word in elk geval bevestig dwars deur die res van die skrif. En as dit hier was van die begin van die brief af, dan weet ons ook, loof die Here, sy woord stem altyd ooreen. So ons dank die Here vir die rykdom van sy woord, wat altyd vir ons op meer as net een plek hierdie waarhede, en veral hierdie belangrike waarhede, soos die waarheid van die drie eenheid, baie duidelik gaan bevestig. Ek wil egter nie vanaand met hart en siel hierdie woord dan nou aan u kom ontleed en dit kom bespreek en dit kom toepas in ons lewens, en dan ergens lees ons op die internet dat hierdie versie dalk nie eers in die Bybel gevoeg moet word nie. Ek wil hê ons moet al die inligting hê en dan self verstaan wat hier aangaan. Nou, net om vir u so 'n bietjie te sê waarom sekere mense glo dat hierdie gedeelte dan nou nie in die oorspronklike brief was nie, gaan ons kyk na hierdie gedeelte wat ek vir ons net hierso so uiteengesit het. Nou, eerste wil ek sê, hierdie versie is so erg onder bespreking dat hy al sy eie titel gekry het. Hulle verwys daarna as die Johannes komma. En die rede waarom dit die Johannes komma genoem word, is omdat hulle glo dat alles hier in hierdie gedeelte amper soos 'n komma stukkie ingevoeg is in die skrif, en dat het eintlik net hier by vers 8 aangegaan het. Ek dink dat daar is 3 wat getuig, wat hier herhaal is in die tweede vers, is die enigste gedeelte wat daar in die oorspronklike vers is. Nou kom ons kyk na die redes waarom hulle so sê. Waarom glo hulle hierdie vers moes dalk nie in hierdie brief gewees het nie, of was nie oorspronklik in die brief wat Johannes geskryf het nie. Die eerste argument is, dit stroop nie met die konteks nie. Johannes is besig vir ons te skryf dat Jesus die Christus is. Dis die doel van die gedagte waarmee hy besig is. Hy wil vir ons kom leer dat hierdie Jesus wat in Nasaret gebore is, met sy vader Josef en sy moeder Maria, wat van die Heilige Gees ontvang is, hy is die Christus, die Messias, die een wat gestuur is om die sondes van die wêreld weg te neem. Hy is nie besig om Jesus se plek in die goddelike drie-eenheid vir ons te verdedig nie. Hierdie gedeelte wat in die skrif ingevoeg het, is glad nie verkeerd nie. Jesus is deel van die goddelike drie-eenheid, en ons gaan dit nou baie duidelik ook in ander verse raak sien. Hy is ten volle God, net soos God die Vader, net soos God die Heilige Gees. Hy het 'n volwaardige, gelyke plek in hierdie drie-eenheid. Maar dis nie die argument wat Johannes besig is om te maak nie. So dit voel so half asof hierdie versie nie regtig inpas by die gesprek wat Johannes besig is om te voer nie. Dit is egter nie ongeken van Johannes om so ietsie in te gooi wat nie regtig op die boeke was op daardie stadium nie, met ander woorde wat hy nie besig was om te bespreek nie, maar ons is huiwerig as ons dit raak sien. Die tweede is, die frase ontbreek geheel en al in enige Griekse manuskrip voor die 15de en die 16de eeu. Met ander woorde, die Griekse taal waarin hierdie briewe oorspronklik geskrywe staan, alle manuskripte met 'n datum voor die 1500s en die 1600s het glad nie hierdie frase in nie. Na die 1500s en die 1600s sien ons die frase, en ek gaan dalk nou verduidelik waarom ons dit raak sien. Die frase kom in die 4de eeu wel as 'n voetnota voor in die Latynse manuskripte. Daar word beweer dat die voetnota mettertyd as deel van die brief geïnkorporeer is. So wat baie kenners nou meen gebeur het, is daar was iemand wat die oorspronklike Griekse manuskripte gevat het, daar was maar fraksies van almal beskikbaar, en daardie persoon het hierdie manuskrip oorvertaal in Latyns, sodat dit dan ook in Latyns versprei kon word. Nou tydens die oorvertaling van hierdie Latynse manuskrip, het een van die vertalers as 'n voetnota ter verduideliking hierdie versie ingeskryf as 'n voetnota, as 'n verduideliking van wat aangaan, soos wat u en ek ook maar 'n notaatjie langs ons Bybel maak wanneer ons besig is om Bybelstudie te doen. Daar word beweer, met ander woorde mense raai maar, dat iemand wat hierdie Latynse weergawe dan nou weer gaan oorvertaal het, of weer gaan uitgee het op 'n ander metode, omdat hulle maar baie keer oorgeskryf was in daardie dae, dit dan gedoen het op so 'n manier dat hierdie voetnota per ongeluk geïnkorporeer is in die oorspronklike teks. Tydens die 4de eeu, hierdie selfde tyd wat hierdie Latynse frase in die Bybel ingeskryf is, of as 'n voetnota bygevoeg is by die oorspronklike Griekse manuskripte, was daar geweldige bekleierery onder mense in die kerk oor die heilige drie-eenheid. Baie mense was vir die drie-eenheid, hulle het gesê,
God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees en hierdie drie is een. Maar dan is daar ook mense, verkeerdelik, wat geglo het dat die drie eenheid nie bestaan nie. Dat God die Vader God is en dat die Here Jesus Christus en dat die Heilige Gees dan nou ondergeskikte wesens is wat nie God is nie. En daar het geweldige debatte onderstaan en baie van die kerkvaders, baie van die groot geeste van daardie tyd in die kerk het dan nou baie briewe geskryf en argumente gevoer en preke gelewer oor die drie eenheid, ten gunste van die drie eenheid om dit te verdedig. Ons noem dit apologie, wanneer ons sien daar's iets wat mense glo wat verkeerd is en ons dan nou 'n preek lewer om hierdie verkeerde gedagte van kant te maak. En wat baie interessant is dat in nie een van hierdie preke wat van hierdie kerkvaders of in een van die argumente of in een van die debatte wat hulle gelewer het, word hierdie vers aangehaal nie. Nou dis baie vreemd. Want 1 Johannes 5 vers 7 is tog 'n baie duidelike, direkte bewyse van die heilige drie-eenheid. En is vreemd om te dink dat hulle moeite sou doen om ver te gaan en baie ander bewysstukke in te kry en nie hierdie vers sou gaan aanhaal nie. Die laaste gedeelte waaroor ons kan praat is 'n bietjie kerkgeskiedenis. En dit is die geskiedenis van 'n man met die van Erasmus, hy word sommer na verwys as Erasmus, wat in 1516 die eerste Griekse vertaling van die Bybel gepubliseer het. Nou wat hy gedoen het, is hy het 'n klomp van hierdie brontekste, wat almal maar bietjie gefragmenteer was, met ander woorde, daar was stukkies en stukkies en stukkies van die oorspronklike oorvertalings. Hy het hulle almal bymekaar gesit en hy het toe nou gepoog om vir ons 'n bronteks te gee, 'n oorspronklike Griekse vertaling. Hy is later, nadat hy besluit het om nie hierdie vers by te voeg nie, of hy het nie hierdie vers bygevoeg nie, omdat hy dit nie in enige manuskrip kon kry, oorspronklike Griekse manuskrip kon kry nie, onder geweldige druk deur die kerk geplaas om dit wel in die manuskrip in te plaas. Nou kan ek dit heeltemal verstaan. Die kerkmense wat nou al lankal hulle Latynse Bybel met hierdie versie gelees het en wat baie hierdie versie dan nou daaroor gepraat het en selfs verkondig het en selfs gebruik het om argumente te voer, sien nou hierdie oorspronklike Griekse manuskripte en die oorspronklike Griekse manuskripte bevat nie hierdie versie nie. Hulle gaan toe na hom toe, hulle plaas hom onder geweldige druk en met sy tweede uitgawe van sy manuskripte voeg hy toe hierdie versie by. En ek kan nogal verstaan hoekom Erasmus dit dalk nou sou doen, want soos ek gesê het, dit wat hier staan, word op honderde plekke in die Bybel in elk geval geskryf. En ons gaan in baie van daardie teksverse kyk. So is nie nuwe inligting wat hy as sulks bysit nie, maar dit is dalk woorde wat hy self nie geglo het in hierdie brief hoort nie. Nou as gevolg van hierdie byvoeging, is die King James Version en die New King James Version ook vertaal met hierdie versie. Dit het later gelei tot die vertaling van die Hollandse Statenbybel, wat hierdie versie dan bygevoeg het, en natuurlik uit die Hollandse Statenbybel, sowel as van die geskrifte van Erasmus, is die Afrikaanse 1933-53 Bybelvertaling ook uitgegee met hierdie versie in. En vandag maak ons Bybels oop en ons kry steeds hierdie versie daarbinne. Baie moderne Bybels, inteendeel, die groter meerderheid van Bybels vandag en Bybelvertalings bevat hierdie versie slegs as 'n voetnota en plaas dit nie binne in die oorspronklike teks nie. Nou ek weet, hierdie gedagte maak 'n mens dalk so 'n bietjie huiwerig. Dit is ongemaklik om te dink dat daar dalk ietsie mag ingeslip het binne in ons Bybelvertaling en dat hierdie versie miskien nie hier hoort nie. Maar soos ek nou weer eens gesê het, die gedagte wat vir ons hier geleer word. Daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Hierdie gedagte, die gedagte van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en die eenheid van die 3, is 'n gedagte wat dwars deur die skrif by herhaling vir ons gegee word. En ek wil hê dat ons vinnig na hierdie versies moet kyk, terwyl ek dan nou so half kan verstaan waarom mense partykeer twyfel of hierdie versie hier ingeskryf moet wees. Ek is nie een om 'n uitspraak te maak nie, ek weet nie of moet hy inwees nie, ek kan nie met 100% sekerheid sê nie, maar ek kan met sekerheid sê dat dit wat hy sê, dit wat hy vir ons kom leer, wel
diep Bybels en teologies waar is. En ek wil dit met u bespreek deur na 3 argumente te kyk. Die eerste gaan ons kyk na, daar is 3 wat getuig in die hemel, en ons gaan na versies kyk waar ons dit baie duidelik kan sien. Dan gaan ons kyk na die Vader is God, die Seun is God, die Gees is God, daar die tweede gedeelte, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en dan laastens gaan ons ook kyk na, daar is net een God, en natuurlik dit wat hierdie laaste gedeelte dan vir ons invoeg, hierdie 3 is een. En u gaan sien dat die Bybel baie duidelik is, dat dit wat hier geskryf is, oor en oor bevestig is, as die reine waarheid. So as u voel, die Here sou dit nie toegelaat het, dat hierdie versie ingevoeg is nie, en hy was in die oorspronklike manuskrip, prys die Here, dit bevestig wat die res van die versie sê. En as jy voel, wel, ek weet nie, ek wonder dalk, ek twyfel bietjie dat dit in die oorspronklike vertaling was, dan prys die Here, ten spyte van die feit dat dit ingeglip het, en die Here dit toegelaat het, sien ons dit baie duidelik in ander verse, ook vir ons weerspieël. Kom ons kyk dan na, daar is 3 in die hemel. Daar is 'n hele paar versies, van hulle baie bekend, waarna ons kan kyk, waar ons baie duidelik die werking van die Vader, die Seun en die Heilige Gees sien binne in die skrif. Een van die baie bekende weergawe hiervan is natuurlik Matteus 3 vers 16 tot 17. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God, soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou kyk hoe pragtig sien ons die werking van Vader, Seun en Gees hier by die doopgeleentheid van die Here Jesus. Die Seun natuurlik wat gedoop word, wat die Here Jesus self hier noem, of wat God die Vader self hier noem, my geliefde Seun. Hy sien die Gees van God soos 'n duif op hom neerdal, die Gees van die Here baie duidelik, en dan natuurlik die ek waarvan daar gepraat word hier in vers 17, is natuurlik die een wat die Seun het, en daarom weet ons met sekerheid, dit is die Vader in hierdie gedeelte. En ons sien 'n pragtige samewerking tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En nou weet ek, daar is mense wat juis hierdie versie gebruik en sê, maar kyk, hoe kan die Vader met die Seun praat en die Gees op die Seun neerdal, as die Vader, die Seun en die Gees een is? En ek wil vir u sê, dis 'n goeie vraag. Maar op hierdie stadium is ek net besig om te kyk nog na daar is 3 in die hemel. Ons gaan by die eenheid daarvan uitkom, hier aan die einde van hierdie gedeelte. En ek wil byvoeg nou al reeds, dat hierdie 'n baie ingewikkelde gedagte is om te verstaan. Ons verstaan nie 3 eenheid nie, want dit is nie deel van ons raamwerk nie. Vir my is die maklikste om oor te dink, as ek dink aan die heilige 3 eenheid, dat ek 'n 3-enige wese is. Ek is liggaam, siel en gees. En my liggaam is ek, en my siel is ek, en my gees is ek. En hoewel ek hulle kan onderskei van mekaar, ek weet watter een is watter een, is hulle nie skeibaar van mekaar nie. Met ander woorde, ek kan nie die een gedeelte, laat bestaan sonder die ander gedeelte nie. Hulle is een. En op daardie manier kan ek dalk die eenheid daarvan sien. Tog kan my liggaam en my gees en my siel ook met mekaar kommunikeer, soos wat ons in hierdie gedeelte sien. Dawid is baie bekend daarvoor dat hy geskryf het, my gees roep uit van binne my, en my gebeente brand van my sonde. Met ander woorde, sy liggaam het vir hom tekens gewys van die sonde waarmee hy besig was. Hy het dit gevoel in sy lyf, maar sy hart, sy binneste het ook geroep tot die Here. So hy sien definitief daardie kommunikasie. Maar hier, baie duidelik, net om terug te kom by die punt, die Seun, die Gees, die Vader. Ons kyk na 'n volgende vers. 'n Volgende vers sien ons in Matteus 28 vers 19. In Matteus 28 vers 19 gee die Here Jesus dan 'n opdrag aan sy disippels, en hy sê vir hulle, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. 'n Pragtige gedeelte in die Nuwe Testament, net voor die Here Jesus se hemelvaart, wat ons nou ook binnekort gaan vier, waar die Here Jesus vir ons die opdrag gee om hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer hy die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in hierdie gedeelte vir ons gee, dan gee hy dit vir ons op so 'n manier dat hulle amper op gelyke platform is.
die naam van die Vader in hierdie gedeelte beteken nie dat ons fisies die naam van God die Vader sal uitspreek oor hierdie kinders nie, maar dit beteken dat ons met die gesag en die autoriteit en die opdrag van God die Vader hierdie kindjie dan doop. En dan dieselfde wanneer ons by die seun kom. Ons doop daardie kind in die naam, die gesag en die autoriteit van die seun. En dan ook natuurlik in die naam, die gesag en die autoriteit van die Heilige Gees. Nou, wie het die autoriteit en die gesag om vir kinders van die Here opdrag te gee om te doop? Dit is verseker net God. En hier sien ons weer eens die werking van al drie, Vader, Seun en Heilige Gees, soos wat die opdrag gegee word. Ek dink daar was 'n derde enetjie en ek het hom dalk nou ek het al drie al reeds behandel. Ek het Jesaja geskiep. Kom ons gaan terug na Jesaja. Dit is baie belangrik dat ons dit in die Ou Testament ook raak sien. So in Jesaja 48 vers 16 staan daar: Kom julle nader na my. Hoor dit. Ek het van die begin af nie die geheim gespreek nie. Van die tyd af dat dit gebeur, is ek daar. En nou het die Here my met sy gees gestuur. Jesaja profeteer in hierdie gedeelte oor die koms van die Messias, en die Messias self praat met ons, die seun van die mens praat met ons in hierdie gedeelte. En dit wat hy vir ons sê is, hy was van die begin af, maar hy het nie die geheim gespreek nie. Met ander woorde, God se volledige plan is nie van die begin af baie duidelik geopenbaar nie. Dit was in profeseë vir ons gegee, daar was sekere dinge wat vir ons leidrade gegee het, maar die plan was nie duidelik vir ons uitgespel nie. En nou sê die Here Jesus hierso, maar van die begin af is ek daar. Met ander woorde, ek is nie 'n skepsel soos die res van die skepping 'n skepsel is nie, maar van die begin af is ek daar. Ek is nie 'n plan wat God uitgedink het op 'n stadium nie, ek was van die begin af met hom. En hoor wat sê hy dan? Die Here het my met sy gees gestuur. Nou daai Here is natuurlik Adonai Yahweh, wat beteken God, nee, en daardie is 'n algemene naam vir God. Dit is 'n naam wat jy kon gebruik het om na jou God te verwys of na ander gode ook te verwys. Dit is God, die Here, en hy gebruik hier die verbondsnaam van God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat homself aan Moses geopenbaar het, natuurlik hier verwysende na die Vader. En die Vader stuur dan vir die Seun met sy Gees. So selfs hier in die Ou Testament, die werking van Vader, Seun en Gees, baie duidelik. Nou, as ons dan nou weet, dat ten minste, van die begin af, was daar 3 wat getuig het in die hemel. Ons weet die Seun was van die begin af, hy self sê vir ons in die Nuwe Testament, voordat Abraham was, is ek, met ander woorde, lank voordat Abraham was ek al reeds gewees, en daai is ek natuurlik ook 'n sinnespeel na die naam van God. Ons weet dat die Here Jesus, die Gees en die Vader betrokke was by die dood, en dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees dan nou stuur om in die naam van die Here dan te doop. So daar's baie duidelike bewyse, en ek wil sê hierdie is 3 versies, daar is 'n meerderheid van versies wat ons in die skrif kan gaan ondersoek, wat vir ons baie duidelik die werking van die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan sê. So as dit kom by hierdie boonste gedeelte, daar is 3 wat getuig in die hemel, dan kan ons verseker sê, ja, dit is die waarheid, daar is 3 wat getuig in die hemel. Nou kom ons kyk na die volgende 3, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Is dit hierdie 3 wat ons dan kan insluit by die een wat getuig in die hemel, die een wat dan God is? En in die volgende argument wil ek vir u wys, die Vader is God, die Seun is God en die Gees is God. En ons gaan begin hier met die Vader is God. Hierdie simbool hierso net vir interessantheid is die simbool van die heilige drie-eenheid. Julle gaan sien, dit lyk eintlik soos 3 sulke blaartjies, maar as 'n mens mooi met jou vinger op die lyntjie trek hier, dan kom 'n mens agter dis eintlik 1 voorwerp. So dis 1 dingetjie wat lyk soos 3, wat 3 ook is. So dis 'n 3 enig een, en dan natuurlik die sirkel daar binne wat verwys na die ewigheid daarvan. So die ewige heilige drie-eenheid. Net so vir interessantheid. So die Vader, die Seun en die Gees. Kom ons kyk eers na die Vader. Is die Vader God? Dit voel amper verkeerd net om dit te vra, maar dit is goed dat ons dit bestudeer en kyk wat staan in die skrif.
In Johannes 6 vers 27 lees ons eerste vers. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. En hier kry ons nou weer eens die werk van die Seun, die werk van die Vader, baie duidelik hier in die woorde van die Here Jesus wat aangehaal word, maar die gedeeltetjie waarop ons net wil fokus is hierdie paar woorde hierso, God, die Vader. Die Here Jesus is die enigste een in die skrif wat vir ons begin het om God sy Vader dan op hierdie manier te noem. En hier sien ons baie duidelik, God die Vader is God. Romeine 1 vers 7 is 'n volgende gedagte waarna ons kan kyk. In Romeine 1 vers 7, aan al die geliefdes van God, beroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God, onse Vader. So, Dios en dan onse Vader, God die Vader. En die Here, hierdie is die woord Kyrios, die leermeester, die Here Jesus Christus. In Romeine 7 dan baie weer duidelik, God die Vader is God. En dan is daar natuurlik ook 1 Petrus 1 vers 1 tot 2, 'n baie besondere gedeelte, en een waar ons weer eens die werking van Vader, Gees en Seun sien. Soos wat ek vir u gesê het, ons dit gereeld in die skrif gaan kry, waar hierdie drie dan nou saamwerk. Hier sien ons in 1 Petrus 1 vers 1 tot 2. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Hier sien ons weer eens daardie uitdrukking, God is die Vader. In die heiligmaking van die Gees, daar sien ons die Gees in die rol van heiligmaker, en waartoe maak die Gees ons heilig? Gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. God, Gees en Seun. Vader, Gees en Seun in 1 Petrus 1 vers 1 tot 2. Nou uit hierdie paar versies, en ons natuurlik duisendes anders wat ons ook kan gebruik, sien ons dat die Vader wat ons na verwys in die heilige drie eenheid verseker God is. Daar is baie duidelik verskillende skrywers, Petrus wat na hom verwys as God die Vader, Paulus wat na hom verwys as God die Vader in Romeine, en dan die Here Jesus self wat na hom verwys as God die Vader in Johannes 6 vers 27. En interessant, ons gaan nie vreeslike Ou Testamentiese verse kry wat dit vir ons op 'n baie duidelike manier so gebruik nie, en dit is omdat God die Vader 'n Vader genoem word deur die Here Jesus Christus en in die Nuwe Testament. Dit was nie 'n gedagte wat hulle noodwendig in die Ou Testament gehad het nie. So is die Vader God, die Vader is verseker God. Kom ons kyk na die Seun. Nou hier kon ek amper nie anders as om ook 'n hele rits verse vir ons neer te skryf nie. En die eenvoudige rede daarvoor is dat die Here Jesus se godheid baie keer bevraagteken word. Daar is vandag groot hoeveelhede mense wat bevraagteken of die Here Jesus God is. Die moslems sê hy was nie God nie, hy was net 'n profeet. Die mormone sê hy was net 'n leermeester, hy was nie die Here nie. Maar die skrif sê vir ons 100% verseker, hy was God. Nou kom ons kyk, waar sien ons dit dan raak in die skrif? Johannes 1 vers 1 en 1 vers 14, wanneer dit saam gelees word, sê die volgende. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So hier sien ons 'n baie interessante gedagte. Die woord was beide by God, maar die woord was ook God. So God was by homself in hierdie vers. En dis 'n vreemde gedagte, 'n moeilike gedagte, en Johannes besef dit, en daarom kom hy in vers 14, en hy verduidelik vir ons wie hierdie woord was, en hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol genade en wysheid. So hier sê hy vir ons, hierdie woord het mens geword, hierdie woord wat God was, wat by God was, wat in die begin daar was, en ek wil amper ons terugvat na hierdie gedeeltetjies toe hierbo wat sê, die Here Jesus wat sê, van die tyd af dat het gebeur het, is ek daar, met ander woorde, wat van die begin af was, en hy sê, wat van die begin af was, onder ons gewoon het, uit onder ons kom woon hierdie woord,
en hy kom van die Vader. Nou, hierdie beskrywing kan net na een verwys. Daar is net een wat kom van die Vader, wat onder ons kom woon het, en wat mens geword het. En uit die konteks van Johannes 1 sien ons baie duidelik, dit is die Here Jesus Christus. Ek meen, dit is die evangelie volgens Johannes, waarin hy die evangelie van die Here Jesus vir ons kom verduidelik, en in sy openingsrede kom gee hy al reeds vir ons hierdie kosbare gedagte. Die woord was God, en hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon, en hy het van die Vader af gekom. Nou natuurlik, ons kyk na die volgende gedeelte hierso, Romeine 9 vers 5. En in Romeine 9 vers 5 sê ons, aan wie die Vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, God lofwaardig tot in ewigheid. Nou sien ons weer iets hier van die Here Jesus Christus in Romeine 9 vers 5. Ons sien, hy is oor alles aangestel, daar is tog net een. Baie duidelik en direk, hy is God, en hy is lofwaardig tot in ewigheid. Baie duidelike oproep, die Here Jesus is God. Kolossense 1 vers 9 is ons volgende gedeelte, want in hom, en dit verwys as jy gaan Kolossense lees na die Here Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Met ander woorde, dit is amper op 'n manier geskryf dat jy dit nie baie duideliker kan skryf nie. Hy sê, hierdie Jesus het die volheid van die Godheid gehad. Met ander woorde, hy was volkome God. Hy het nie net 'n bietjie God in hom gehad nie, daar's 'n vreemde teologie wat dit leer. Hy was nie 'n gedeelte van God nie, hy was volledig God gewees. Hebreërs 1 vers 8 is nog so 'n gedeelte. En van die engele sê hy wel, so nou praat Hebreërs oor die Here Jesus teenoor die engele, en hy verduidelik hier, en hy sê in vers 7, God sê wel vir die engele, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. So hy sê, die Here vat sy boodskappers, sy engele, die woord angio is die woord om gestuurdes, boodskappers. Hy sê, hierdie engele maak hy soos winde, hy maak hulle soos vuurvlamme. Maar nou sê hy, maar hoor wat sê hy vir sy seun? Hy sê nie vir sy seun, hy is soos 'n wind of hy is soos 'n vuurvlam nie. Hy sê, u troon o God is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Die Here is verseker God. Die Here self, God die Vader self sê vir die seun, u troon o God is tot in alle ewigheid. Ek meen, 'n mens kan my woord daarvoor vat dat die Here Jesus God is, en dit kan dalk iets beteken, maar ons kan verseker God se woord vat, dat die Here Jesus God is, en dit beteken verseker ook iets. En dan wil ek afsluit hier met 1 Johannes 5 vers 20 wat sê, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. So hy sê, die Seun van God, Jesus Christus, het gekom sodat ons God, die waaragtige, kan ken. En nou hoor wat sê nou, en ons is in die waaragtige, in sy Seun. Gits, nou is hier 'n bietjie van 'n verwarring, want hoe kan ons in die Here wees, in God wees, maar ook in sy Seun Jesus Christus? Hier is hoe, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. 'n Mens moet daar maar baie hard probeer om te omseil dat die Here Jesus Christus werklik God is, as 'n mens kyk na wat hier aangaan in 1 Johannes 5 vers 20. Hy is verseker en vir altyd God. So die Seun, en daar so terug, die Seun is God, baie duidelik in die skrif. Maar is die Gees van die Here God? Wel, dit is ook baie duidelik in die skrif. Genesis 1 vers 2 tot 3 gee vir die Gees van God 'n rol in die skepping. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Nou kry mens iets baie interessant in Genesis 1. Wanneer die Here na homself verwys hy na homself in die meervoud, en tegnies word al die verwysings na God in die meervoud geskryf. Met ander woorde, 'n baie direkte vertaling sou wees, in die begin het die Gode die hemel en die aarde geskaap. En ons sien dit byvoorbeeld in vers 27, wanneer hy sê, kom laat ons mense vir ons na ons beeld maak.
Nou, hoekom sal die Here dit doen? Hoekom na homself in die meervoud verwys en hoekom het ons dit nie so vertaal nie? Wel, die antwoord is, daar is net een God. God verwys na homself in die meervoud omdat daar 3 betrokke is by die skepping. God die Vader wat skep, God die Seun, God het gesê die woord van God laat daar lig wees, en God die Heilige Gees wat oor die waters van die aarde dan nou gesweef het. En daar's 'n baie interessante gedagte daaroor waarvoor ons ongelukkig nie tyd het. So, definitief, die Gees is skepper hier saam met God die Vader in Genesis 1 vers 2 tot 3. 'n Baie sterk aanduiding dat hy God is. Hoor wat staan in Handelinge 5 vers 3 tot 4. Handelinge 5 vers 3 tot 4 bevat die verhaal van Ananias en Safira, waar hulle gelieg het oor die hoeveelheid geld wat hulle gekry het vir grond en dit nou vir die kerk gegee het, en hulle het gesê hulle het alles gegee, maar hulle het toe nou nie alles gegee nie, en Paulus sê vir hulle, dit was 'n dom leen, julle kon net vir ons gesê het, julle gaan nie alles gee nie, maar hulle het toe nou gejok vir die kerk, vir die Gees van die Here, en hulle het daarvoor gesterwe. Maar hoor wat sê Petrus. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? So wat was Ananias se probleem? Nie dat hy die geld agtergehou het nie, dit gaan nie hier oor die geld nie, hy het vir die Heilige Gees gelieg. Maar hoor wat gebeur volgende. As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop was dit nie in jou mag nie. Hy sê, jy het nie nodig gehad om dit vir ons te gee nie, ons het nie van jou vereis nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? En hoor wat sê hy nou vir hom? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En nou moet 'n mens amper sê, wag 'n bietjie Petrus, jy het nou net gesê, hy het vir die Heilige Gees gelieg, en nou sê jy, hy lieg vir God. Die enigste verduideliking daarvoor is, die Heilige Gees is God. En dan 1 Korintiërs 3 vers 16 natuurlik. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Die Gees van 'n God het nie gewoonlik in sy tempel gewoon nie, maar 'n tempel is 'n skuilplek of die woonplek van 'n God. En omdat die Gees van God binne in die tempel woon, beteken dit dat die Gees van God dan nou ook God is. So is die Heilige Gees God? Verseker. So kom ons kyk weer terug na ons oorspronklike versie en hy sê hierso: die Vader, die Woord en die Heilige Gees is die 3 wat getuig in die hemel. En ons kan verseker sê, ja, want die Vader is God, ja, want die Woord is God, ja, want die Heilige Gees is God. Die laaste gedeelte waarna ons vinnig gaan kyk is hierdie laaste frase wat sê, hierdie 3 is dan 1. So kom ons kyk wat dit beteken. Nou as ek hier na die onderkant toe gaan, sien ons dat daar baie sterk bewyse in die tekste is in die Ou en in die Nuwe Testament dat God 1 is. Ek wil dit net vir ons lees. Hoor wat staan in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daai enig beteken in hierdie geval nie uniek nie, maar dit beteken hy is 1. Jesaja 44 vers 6 sê, so sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. O wag, nou sit ons met 'n probleem, want ons het nou net bepaal, God die Vader is God, God die Seun is God, en God die Heilige Gees is God. En nou kom Jesaja in Jesaja 44 vers 6 en sê, buiten God is daar geen ander God. Kom ons kyk of ons dit kan beredeneer. Jesaja 54 vers 5 tot 6 sê, ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek kom God jou, hoewel jy my nie geken het nie, sodat jy kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Hier is nogal baie ernstig om dit vir ons te verduidelik. Die Nuwe Testament is ook nie stil oor hierdie gedagte nie. So dis nie asof die Nuwe Testament vir ons 'n nuwe gedagte probeer inlei het nie. Galasiërs 3 vers 20 sê, en die middelaar is nie net vir die een nie, maar God is een. 1 Korintiërs 8 vers 4 sê, wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie behalwe een. Paulus wat aan die Korintiërs skryf, maak jy eintlik saak as jy die afgodsvleis eet nie, want daar bestaan nie so ding so afgod nie, daar is net een God, en dit is die Here. 1 Timoteus 2 vers 5 wat vir ons skryf, want daar is een God en een middelaar tussen God en mens,
die mens Jesus, Christus Jesus. En dan natuurlik Jakobus 2 vers 19, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Aan die ander woord, ten spyte van die feit dat die duiwels dit ook glo ons goed om te weet, God is een. So nou moet ons hierdie gedagtes so 'n klein bietjie met mekaar versoen. As ons dan nou, soos in hierdie versie sê, God is een, God die Heilige Gees is God, God die Woord is God, God die Vader is God, dan bring dit ons by 'n paar afleidings wat ons maak oor die Heilige Drie-eenheid. En hier wil ek vir u sê, soos wat hulle vir ons op Kweekskool gesê het, as jy dit bedink, en jy kom by 'n punt uit waar jy sê, o, nou verstaan ek, dan het jy iets verkeerd. Want dit is eintlik onverstaanbaar. Maar ek gaan dit op die beste manier beskryf wat ek kan. God die Vader, God die Heilige Gees en God die Seun is een God. Hulle is een wese wat in drie onderskei kan word. Met ander woorde, ons kan die drie sien, maar hulle kan nooit geskei wees van mekaar nie. Daar is kere in Jesus se menslike hoedanigheid wat hy van God verlate gevoel het en waar die Gees van die Here met die Here Jesus gewerk het, maar God bly altyd een God. Daar is geen hiërargie in die goddelike drie-eenheid. Geen deel van die goddelike drie-eenheid is belangriker of het meer gesag of waarde as die ander nie. Die drie is een. Een deel van jou kan nie beter en belangriker wees as 'n ander deel van jou. Jou gees, jou siel en jou liggaam is altyd eenstemmig ook. Hulle sal nie met mekaar verskil nie. Jy is altyd besig om dieselfde mens te wees. Jy kan nie met jouself verskil nie tensy jy mal is. En God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een wese, een gesag, een Here. Daar is geen verduideliking, geen illustrasie wat maar reg vir ons kan verduidelik wat dit beteken dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees een is. Daar is mense wat sê dis soos 'n eierdop, waarvan die eierdop, die eier-wit en die eier-geel, soos God die Vader, die Seun en die Heilige Gees wees. Maar dis nie die waarheid nie, want God die Gees is ten volle God. Daar's nie 'n gedeelte van hom wat nie God is nie, en God is nie 'n gedeelte wat nie Gees is nie. So die hele eier is dop, en die hele eier is wit, en die hele eier is geel. Gelyktydig, 100% ten alle tye. God is een. Hy is heilige drie-eenheid. Dis een van die belangrikste, een van die kernwaarhede van ons geloof. Ons glo die Here Jesus Christus is God tot saligheid. Met ander woorde, 'n mens moet glo dat die Here Jesus Christus God is om gered te kan wees. As jy die godheid van die Here Jesus Christus ontken, kan hy nie vir jou sonde verlossing gedoen het aan die kruis nie, kan jy nie gered word nie, dan is jy nie weergebore nie. God die Heilige Gees is God die Heilige Gees. Ons hanteer die Heilige Gees baie keer asof dit 'n onpersoonlike deel is, losstaande van die Here, wat die Here uitgestuur het apart van homself, maar die Heilige Gees is God. Soos wat ons kan bid tot die Here Jesus, soos wat ons kan bid tot die Vader, kan ons ook bid tot die Gees, bid in die Gees. Dis 'n ongelooflike waarheid wat elke deel van ons lewens behoort te inspireer en behoort te lei en te rig. En ek daag elkeen van u uit om hierdie waarheid van die goddelike drie-eenheid ook 'n deel van u lewe te gaan. Om te weet God is Vader, Seun en Gees ook vir u. Hy is Vader omdat hy u geskape het en u liefhet met 'n onuitspreeklike liefde. Hy is Vader omdat hy heilig is. Hy is Vader omdat hy omgee. Hy is Vader omdat hy 'n verwagting het dat hy moet terugkom. Hy is Seun omdat hy vir die sondes aan die kruis gesterf het. Omdat hy u verlosser en middelaar wil wees. Omdat hy u wil terugtrek na homself. En hy is Gees omdat selfs na daardie redding, na daardie bekering, hy 'n deel van u lewe, saam met u lewe, in u lewe, ook 'n deel wil wees. Hoe ongelooflik is hierdie Here. Dis vir my regtig kosbaar. Ek wil afsluit deur net vinnig die laaste versie te verduidelik, want in hierdie laaste versie, vers 8, kom herhaal hy eintlik maar net wat hy in die vorige gedeelte ook gesê het. Die Gees, die water, wat natuurlik, soos ons laasweek gesien het, verwys na die doop van die Here Jesus, en die bloed wat verwys na die kruisiging is eenstemmig. Nou daardie eenstemmig beteken die kleinste heelgetal, of dis 'n uitdrukking wat hulle gebruik het om te sê, kom op dieselfde antwoord neer.
En wat sê die Heilige Gees in die hart van die kind van God? Wat sê die doop van die Here Jesus Christus, waar al drie betrokke was? Wat sê die kruisiging? Dit sê Jesus is die Christus. Hy is die God wat vir ons verlossing aan die kruis bewerk het. Hy is die God wat deur ons woon deur sy Gees. Hy is die God wat nog altyd daar is, Vader God. Mag ons aan die Here die ere van ons hart bring, mag ons hom verheerlik, mag ons hom groot maak in ons lewens, en mag ons altyd in sy liefde en in sy genade woon. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen. Lekker dag.